Goed, okay, so ons is vandag by deel 2, by deel 1 moet julle tog, ek gaan net so 'n bietjie recap van laasweek. Ek wil net gou 'n ding sê, Dinsdag aand kom ons bymekaar en ons gaan almal se wiele afblaas wat nie Dinsdag aand is nie, en ons gaan traangas in jou huis spuit en die deure toespyker as jy nie, dat jy opsuig en trane in jou oë kry as jy nou nie Dinsdag aand is nie. Goed, nou ons val nooit, ons is nie reaktief nie, ons val nie ander leerlinge aan nie, en daarom wil ons net sê, rondom Dani Botha, wil ons vandag sê, as ons daar kyk na ons slogan, is ons tema genade, stem jy saam? So ons kies in Jesus naam om nie te slaan nie, ons kies om genade te openbaar. Amen? Ons kies om die hart van Jesus te openbaar, want ons broer in Christus kry swaar, het 'n fout gemaak, 'n groot fout, maar ons bid en ons verwys die liefde, verskil ons, ja ons verskil, maar ons wys die liefde van Jesus. Amen? Ek gaan die mikrofoon nou steun en sê, kan ons soveel mense as wat hier is, soveel amens kry ons. Amen. Goed. Ja, dis mooi gesê. Okay, ag, dis nou oulik. Nou, die tema vir vandag is, die Here het ons verstand gegee, deel 2. Nou, deel 1, laat ek net gou so bietjie net gou vinnig recap. Hoeveel tyd het ek? Goed. Nou, laasweek het ons gesê van die ou wat by sy maat gekom het, en sy maat is so dik geslaan. Wie van julle was nie laasweek hier nie? Okay, wie van julle het nie laasweek se boodskap gekyk nie? Ek sal nie nou die hande kyk nie, maar in elk geval, nou die ou kom by sy maat en hy's net so toegeslaan, hy sê, waar het jy nou die vreeslike hou gekry? Hy sê, nee my maat, ek het vir hom gevra, hy het gesê, hy het logika gestudeer. Toe sê hy, wat is logika? Toe sê hy, kom ek wys jou. Toe sê hy, ek soek 'n boom, hier's 'n boom, en hy sê, hy hou sy hand so by die boom en hy sê slaan. Hy sê, is jy seker? Hy sê, ek is baie seker. Ek gaan jou nou wys wat's logika. En die ander ou trek terug en hy slaan, en toe hy slaan, toe ruk hy weg en die ander ou slaan sy hand, of hy slaan sy hand omtrent af. Hy sê, wat is dit? Hy sê, dis mos logies. Ek gaan nie laat jy my slaan nie, dis logika. Hy sê, maar toe wil ek my maat gaan wys wat is logika, en ek kom daar en ek sê vir hom, luister, weet jy wat's logika? En hy sê, nee, wys my. Hy sê, kom ek soek 'n boom, maar ek kry toe nie 'n boom nie, en hy sê, slaan. Maar dit is mos nou logies dat ek my hand gaan wegkrik, nee. Ja, so dis logika. Nou kom ek vra u gou 'n vraag. Wie van julle kan my antwoord, die olifant en 'n muis daar in die Kreerwiltuin het getrou? Wie van julle onthou daai, dit was so 'n paar dae terug op die nuus, 'n paar jaar terug, hulle het getrou. Het julle nog nooit gehoor van die olifant en die muis wat, nog nie? Maar wie van julle weet, hoekom het hulle getrou? Dit was 'n moestroue. Die muis was swanger. Ja. Maar hoekom het hulle geskei? Toe die olifant agterkom, die muis het gelieg. Nou dit noem jy domheid. Stem jy saam? Dit is onlogies. So, dis nie die teenoorgestelde. So, nou 1 Johannes 5 vers 20 het ek laasweek, so ons tema bly 1 + 1 is gelyk aan 2. Laasweek het ek genoem van die ou wat so slim is, en toe vra Heinrich, van na die tyd, laasweek toe sê ek, vertel ek die verhaal van John Scholes se dogter in Chicago, en hulle het 'n prokureur wat so slim en intelligent is, en hy is hierdie hoog aangeskrewe, en hy werk in Amerika met Amerika se Hooggeregshofsaake, so hy is redelik slim, stem jy saam? Maar daai ou is so dom, ekskuus vir die harde woord, hy glo in die Flat Earth Society, of hy is lid van die Flat Earth Society, en toe na die tyd, toe kom hulle agter, want sy mentor is deel van die Flat Earth Society, en hy hang dit nou ook aan. Omdat hierdie ou soveel inspraak in sy lewe het, en hy gaan dink nie vir homself nie. Maar toe die diens klaar is, toe vra Heinrich vir my, ek wil net die vraag vra, en ek dog, hier kom hierdie powerful vraag, nou hierdie openbaring, en hy sê vir my, is die aarde nou regtig nie plat nie? Goed, maar in elk geval, ja, nou ouens,
So dit gaan daaroor dat Psalm 119 vers 23 en 24 leer vir ons, ek sal die ouens wat my raad gee, keur met 'n baie streng keuring. Met ander woorde, ek gaan moes nie toelaat dat 'n ou vir my goed voer, en ek eet dit sommer net en vir soetkoek, maar ek ondersoek dit nie self nie. Goed, nou 1 Johannes 5 vers 20 sê, die Here, of hy sê God het ons verstand gegee. Tik die een langs jou, maar tik hom dat die skilvers beweeg, dan sê jy vir hom, die Here het jou verstand gegee. Goed, dink, goed, stem jy saam. Nou dis nie Etienne wat dit sê nie, dis die Bybel wat dit sê. Maar hy sê hy het ons verstand gegee om die waaragtige te ken en sy weë en sy manier te ken. Nou dis nou alles laasweek. Nou ouens, wat ons wel gesien het in die lewe, want ek was self daar, hierdie week wat verby is, 23 September. Nou dis nou vreeslike naweek, datum, want julle sal nou altyd die datum onthou, maar 23 September 1985. Toe ek as 'n jong seentjie Jesus aangeneem as my verlosser. En ek is gedoop met die Heilige Gees ensovoorts. Maar ek was ook in 'n gemeente, 'n beautiful gemeente, maar ek is ook baie goed geleer. Wat ek later jare agtergekom het, dit is nie so nie. Maar daar was 'n tyd dat ek maar die goed self geglo het, wat ek geleer is. En toe later agtergekom het, maar nee man, jy kan mos nie die goed is glo nie. Goed, nou wie van julle het al goeders gehoor en dit geglo en later agtergekom, nee, ek het nou goeders geglo wat ek nie eintlik supposed is om te glo nie. Nou, toe kom ek op Bybelskool en een van die eerste skrifte wat ek geleer het, wat ons moes geleer het, is 2 Timoteus 2 vers 15. 2 Timoteus 2 vers 15 vir leraars, vir leiers. Hy sê, beywer jou om jou beproef voor God te stel as 'n leraar wat hom nie hoef te skaam nie, maar een wat die woord van die waarheid reg sny. Of nou die dag in jou vertaling wat die woord van die waarheid reg verduidelik. Nou ouens, as ek nou mense moes voor my het en hierso sê soos ons laasweek gesê het, so spreek die Here, dan het ek mos 'n geweldige verantwoordelikheid wat ek aanbied, om te kan sê, ek is 'n gesant van die woord, 'n gesant van God, om namens God te sê, so spreek die Here. Nou daarom ouens is dit so belangrik. Nou net die vers voor dit, vers 14 sê Timoteus, bly by wat jy geleer het, omdat jy weet by wie jy dit geleer het. Nou Paulus was baie seker. Stem jy, oom Paulus was baie seker gewees. Nou goed, en toe het ons nou laasweek net, laat ek net genoeg recap, 1 Johannes, as jy dit ook net vir ons kan opgooi asseblief, 1 Johannes, of opsit, nie opgooi nie, opsit. 1 Johannes 2 vers 12 praat hy van 3 groeifases in ons lewens. Hy praat van kinders, jong manne en vaders in 'n gemeente, in ons lewens. En ons groei van kind na jong man na vader, of jong vrou na vader. Nou, daai skrif het ek nou leer vir ons, laat ek net gou daarna blaai, want net gou 'n praktiese ding hierso vir ons uitwys, net gou. Nou, daai skrif sê vir ons, wat is 'n jong man, wat is 'n kind, wat is 'n jong man en wat is 'n vader? Nou goed, nou 'n kind, jy kan vir ons daar gooi, asseblief. Of kinders, wat hy daar sê, is net tevrede om hemel toe te gaan, en dit is die tipe songs wat hulle sing, en dit is nie verkeerd nie. Dit is belangrik, ouens, dank die Here, ons kan nooit daarvan, tot die dag wat ons koppe neerlê, kan ons Amazing Grace sing, amen, want dit is bly die kruks van dit alles. Goed, en Romeine 8 vers 14 tot 16 sê, jou gees getuig saam met God se gees dat jy God se kind is. Maar die wat deur die gees gelei word, is nie net meer kinders nie, hulle is seuns van God. So kinders is net tevrede om hemel toe te gaan, dit is al. Jong manne, dit het ons laasweek verduidelik, so die van julle wat dit nou nie laasweek hier was, of nou nog nie, kyk net gou laasweek se boodskap. Jong manne is sterk in die woord, hulle het die bose oorwin en gereed om die volgende uitdagings te vat. En dit is wat daar staan.
En daai skrifte daaronder sê, jou vyande word kompos in jou lewe. As jy hulle oorwin het, dan word dit kompos, want jy is die grond, jy is God se saailand, en jy bring groter en beter vrug voort. Corneille, het julle net boerdery of het julle gewasse ook? Wie van julle werk met gewasse hier? Nou nie. Okay, maar groei, julle weet, as jy grond bewerk, die manier hoe jy die grond bewerk en kompos en goed ingee, hoe meer kompos ek het gee, hoe beter is die opbrengs. Stem jy saam? So dis redelik, dit is hoe dit werk. So dit is daai konteks. En dan vaders in die liggaam is hulle wat God se begin, sy bloudruk ken, en hy gee nie meer so seer net om, hy kom nie kerk toe of hy leef nie meer vir homself nie. Is dit so lafras, is dit so okkie? Die dag toe julle agtergekom het en nou die dag ons dogter ons het altyd vir hulle gesê, daardie dag toe Rodytjie gebore is, het ek en Irene opgehou beplan vir onsself, vir die res van ons lewens. Ons lewe draai nou om ons kinders, en nou die dag sê sy, wraggies toe skop het in by hulle ook. Alles gaan nou oor klein Denise, alles gaan nou oor klein Lelieke. Is dit so? Nou goed, toe my meld, ek sal niks aanroer hierso nie. Jy mens nou jou vrou se gesig gesien het, maar in elk geval. Goed, so vaders leef nie vir hulle self nie, maar vir die volgende geslag in die huis van God. Net gou 'n vinnige ding wat ek nou nie daar het nie. Ons groei in hierdie, as ons nou hierdie gaan kyk en na die lewe gaan kyk, groei ons van kind na jong man deur die woord. Hy sê, want die woord is in julle. Ons groei van kind na jong man deur die woord, en dit is die belangrike wat Pieter vir ons gesê het, en Andrei vir ons gesê het vanoggend, en dit is vir my so amazing toe ons begin aanbid. Nou gister, die lied wat ons aanbid was Pieter se keuse, my hande hef ek op na u, want dit was sy keuse, maar en toe kom ek agter, maar dit wat Andrei nou vir ons gedeel het, was so in lyn sonder dat Andrei dit nou self geweet het, en dit was sommer net 'n great bemoediging gewees. Maar goed, ons groei van kind na jong man deur die woord, maar ons groei van jong man na vader in die praktyk, deurdat die woord 'n lifestyle in ons lewens word. Goed, en wanneer die woord deel van jou hart word, begin jy, soos Pieter, jy nie net die woord nie maar vir jouself hou nie, maar soos Pieter begin jy 'n begeerte kry om die woord uit te dra vir iemand anders. Is dit so, Pieter, jy wil nie nou net meer dit hou vir jouself nie. Vrydagoggende sit ons hier en jy kan sien die passie in Pieter se hart. Ek wil deel met dit. Ek is deur die tonnels van die lewe of deur die donker van die lewe. Ek wil dit wat ek nou het, wil ek deel. So dit is wat die praktyk jou leer. Jy groei van jong man na vader toe. Nou is jy doodstil. Goed. Maar nou ouens, kom ons blaai na Hebreërs 5. Hebreërs 5, en dan lees ons hier 'n vreeslike ding. En ek weet, ek het nou al 'n paar keer dit nou al gelees, ensovoorts, maar vandag wil ek dit nou in 'n ding vas lê, hiersom. Nou, goed, vers, ons kan nou ver terug gaan, maar kom ons begin maar net by vers 8, net gou. Nou, die skrywers sê, Hebreërs 5 vers 8 sê, want hy, Jesus, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. En nadat hy volmaak is, het hy aan almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige saligheid geword, en is deur God genoem hoëpriesters volgens die orde van Melchisedek. Nou hoor nou hierdie vers 11, waaroor ons veel te sê het, wat swaar is om te verklaar. Hoekom is dit moeilik om hierdie goedes te verklaar? Hy sê, omdat julle, nou moenie hierdie goedes, ek meen, dit is 'n, kom ons vat ons harte daarin. Hy sê, omdat julle traag geword het om te hoor. Hoekom sê hy dit? Nou, dis nie 'n klag nie, dit is die going rate in mense se lewens, stem jy saam? Ons eie lewens. Hy sê, want hoewel julle vanweë hierdie tyd leraars behoort te wees,
het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Nou ouens, hierdie woord, wat hy daar in vers 11 sê, wat swaar is om te verklaar. Kan nie op die eie tyd, want jy gaan dit mos lees by die huis, jy gaan mos die woord weer lees, Markus 6 vers 52, het jy hom daar, en daar praat Jesus met die disippels, en eintlik met die fariseërs, en hy sê hierdie woord, maar hoor nou, hy sê, you have lost the power of understanding. Yes, you have lost the power of understanding. Hoekom? Want hy sê, julle kan dit nie verteer nie. Daai woordjie wat sê, swaar is om te verklaar, beteken dis moeilik om te verteer. En toe sê die mense vir Jesus, wie van julle weet wat het in daai gesprek, wat het hulle vir Jesus gesê? Hierdie woord is hard. Nou daai woordjie hard in die Griekse vorm beteken eintlik letterlik, hierdie woord is onverteerbaar. Nou binne in 'n mens se pens, binne, wie van julle het al afval gekrap? Ja, nou kyk jy, ek onthou as kind moes ek afval gekrap het, nou nie vir my lekker gewees nie. Maar wie van julle weet hoe lyk 'n pens as jy hom oopsny? Help my gou, kom ons wees nou maar mens. Hy volume, maar hang af wiesen. Poliepe. Okay, wiele, ja, is wiele. Jy noem dit wiele. Okay, noem jy dit poliepe. Maar wie van julle weet hy het sulke vingertjies? Okay, ek het nog nie geweet van poliepe, maar okay, vingertjie, ek ken dit as wiele. Okay, maar Willie. Goed. Willie Waggie sal nie weet nie. Okay, maar goed, Rudy het dit geswat. Dit was haar, sy het dit geswat op universiteit. Nou wat is die rol, ouens, van daai Willie? Help my gou. Hy verteer. So daai binne in 'n pens, daai vingertjies, dit verteer die kos, dit breek die kos op. Ek hoop ek verduidelik dit nou reg. Party se vingers is lank en ander se vingers is kort, maar wie van julle weet, as ek nie eet nie, of as 'n dier onder voet is, wat gebeur met daai vingertjies, daai wielie? Hulle raak onaktief en hulle het nie, en daai pens het nie meer die vermoë om die kos te verteer nie. En wat gebeur? Dan kry 'n ding boepens. Goed. Nou ouens, dit is die konteks wat hy hierso sê. Julle het nie meer die vermoë om die kos van die woord te verteer nie, en al wat julle soek is melkies. Nou, dit is nie 'n aanklag, maar dit is nie julle nie. Dit is nou die mensdom. Ek wil nou nie sê, dit is nou almal wat die goed geglo het nie, maar nee. Maar nou sê hy vers 12, hy sê, want hoewel julle van hierdie tyd leraars behoort te wees, het julle behoefte aan die eerste beginsels van die woorde en behoefte aan melk en nie na vaste spys nie. Nou ouens, daai woordjie wat hy sê weer nodig, hy bedoel nie daar het julle nou nodig nie. Hy sê julle het weer nodig, beteken julle was al vooruit. En dit is 'n teken van agteruitgang. Dit is 'n teken van emosionele agteruitgang. En terwyl die woord vir ons leer dat in byvoorbeeld een van baie verse is Jesaja 60 vers 3 wat sê mense, nasies sal trek na jou stralende vooruitgang. Ouens, God wil hê ons moet groei. Die natuur wil hê jy moet groei. Jou pa en ma wil hê jy moet groei. En jy wil hê jou kinders moet groei. Groei en vooruitgang is 'n godly principle. Stem jy saam? Stilstaande water is agteruitgang. Goed, stem jy saam? En daarom het ons nodig om te groei in ons lewens. Nou vers 13 en 14 sê, want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. Hy's nog nie seun nie, hy's nog nie jong man nie. Goed, stem jy saam? So ek het dit nou gelees. Nou ouens, daai woordjie onervare beteken hy het nog nie geleer om goed te verteer nie. Hy het nog nie geleer om goed en kwaad van mekaar te onderskei nie.
Wat is die doel van 'n klein tongetjie? Wat die skrif ons leer en wat ons lief is as ons vir kindertjies bid om ingeseën te word, dan quoteer ons Spreuke 22 vers 6 wat sê oefen jou kind in die vrese. Daai woordjie oefen in die konteks beteken om sy klein tongetjie te stimuleer, leer hom om in te sluk en uit te spoeg. Dit is wat dit is. Oefen hom, leer om goed en kwaad, want hy sê dit verder, hy sê maar vaste spys, vers 14, maar vaste spys is vir volwassenes wat die geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen. Sê gou saam met my, deur die gewoonte geoefen. Oefen gou saam met my die gewoonte om deur die gewoonte geoefen te sê. Goed. Wat deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. Wie se klein tongetjie werk. Amen. Wat kan uitspoeg? En daar's 'n eeue-oue uitdrukking wat sê eet die vis, spoeg die grate uit. So maklik soos dit. Nou tot Irene verstaan dit. Sorry. Maar nou ouens, hoofstuk 6, vers 1. Waarom? Daarom. Nou ouens, ek het hier geskryf, net by daai vorige vers 13 en 14. Daaronder het ek gesê, onervare, nie geleer om te verteer. Nou hoor nou daar, daarom glo mense onlogiese leringe. Logika is ek gaan nie my hand laat slaan nie. Logika is om te glo, dit kan nie wees toe die muis vir die olifant sê ek is swanger van jou kind nie. Dis redelik logies, né? Goed. Nou ouens, as ons moes goedes voorhou wat u vir jouself kan dink en die skrif sê die Here het vir ons verstand gegee, ouens. Is dit redelik 1 + 1 is gelyk aan 2. Maar hoekom glo mense allerhande leringe? Want hulle het nie geleer om goed en kwaad van mekaar te onderskei nie. Daarom sê hy 6 vers 1, moet ons nie bly, sê saam met my, moenie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie. Wat doen 'n kind? Hy's net geworried om hemel toe te gaan en dit is nie verkeerd nie. Maar na die volmaaktheid voortgaan sonder om weer die fondament te hoef te lê van bekering uit dooie werke van die geloof in God ensovoorts, en dan praat hy van basic teaching. En daar's 6 basiese leringe wat ons moet leer. En ons weet in ons lewe. En ons ouens, as u hier moet sit en ek elke week na week net melkies gee vir u, dan gaan u gefrustreerd raak. Stem u saam? Want u gaan vir my sê, Etienne, ons het 'n behoefte aan vaste spys, ons wil groei. En laasweek toe sing ons hierdie mooi koortjie van kinderdae en ons het gesê 1 2 3, kom ons sing net gou 'n stukkie weer. Lees jou Bybel en bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag. Lees jou Bybel, bid elke dag en jy sal groei. En jy sal groei. Hoekom? Lees jou Bybel en bid elke dag en jy sal groei. In die tweede vers, verwaarloos jou Bybel, vergeet om te bid, verwaarloos jou Bybel en vergeet om te bid en jy sal krimp. En jy sal krimp. Okay, so, goed. Amen. Okay, nou ouens, en toe ons, okay, so maak die vele sin. Kom ons bly nie by die begin van die prediking nie. Nou ons het nou laasweek, laat ek net gou weer recap, of kom ek quoteer dit net sommer vir u. Laasweek het ons dit gelees, Kolossense 2 vers 16 tot 23. Nou daar is 'n gruesome skrif wat Paulus vir die Kolossense sê. Nou ouens, dit is 'n powerful skrif. Ek is mal daaroor want ek glo ek hang nie elke lering aan nie.
Maar daai Paulus sê, hy sê hierdie woorde, hy sê moenie laat iemand jou van jou prys beroof en 'n skeidsregter probeer speel om wat te sê jy gaan dit nou jy gaan hemel toe en jy gaan die hemel toe nie omdat jy die Sabbat hou en omdat jy nie die Sabbat hou nie, die feeste hou nie en al daardie klomp goeters nie. En hy sê laat niemand julle prys beroof nie. Hy sê hoekom hang mense hierdie goeters aan? Want hy sê, hulle hou nie vas aan die hoof nie, vers 19, is daai Kolossense 2 vers 19 sê, hulle hou nie vas aan die hoof nie, met ander woorde, as Christus nie die senterpunt is nie. Nou ouens, jy kan nou daai stelling net, en dan vers 20 gaan hy sê, wat gebeur dan? Hy sê, julle is bang. Hy sê, want dis net raak nie, smaak nie en roer nie aan nie, want julle hou die feeste. Staan daar en hy sê God het nie 'n behaag daarin nie. Amper lyk ek soos iemand wat ek nou ken wat so staan, maar ek sal nou nie sê wie nie, maar in elk geval ouens, kan Christus Jesus bang word? Het ons laasweek gesê. Nooit. Waar bly Christus Jesus? In jou. En nou sê Paulus in daai Kolossense, hy sê as Christus dan in jou is, hoekom is jy bang vir raak nie, smaak nie en roer nie aan nie? Goed, dis laasweek se boodskap. Ouens, vir almal, en laasweek het ek die stelling gemaak, almal wat nou dink, nou dink ek, kom ek sarkasties oor, maar almal wat dink Daniël, die boek Daniël moet nog gebeur en is 'n eindtyd boek, dit is nie 'n eindtyd boek nie. Want laasweek toe lees ek daar vir u en in Daniël, dit is nog laasweek se notas, Daniël 12 sê die Here vir Daniël, verseël dit tot aan die einde toe en Dinsdag aand gaan julle hoor wat is die eindtyd. Goed, maar in elk geval, hy sê verseël dit tot aan die einde toe en nou dink almal, die einde kom. Kolossense 1 vers 27 sê die einde uitgekom. Hy sê dit wat vir eeue lank, kom ek lees dit net gou weer. Is vir my lekker. Hy sê naamlik die verborgenheid wat vir eeue lank van Daniël se tyd af en geslagte af verborge was, maar nou geopenbaar. Wat sê hy daar? Is. Ek het dit met 'n rooi pen hier in my Bybel geomkring. Geopenbaar is. Wat is geopenbaar? Aan wie God wou bekend maak wat die rykdom van sy heerlikheid, die verborgenheid onder die heidene is. Dubbelpunt, dit is Christus onder julle, die hoop van heerlikheid. Hy is nie meer verborgen nie. Hy is 2000 jaar geapokalips, is hy geopenbaar. Wow. In my Bybel, ek glo dit en ek sê wow hier op ouens. Daarom glo ek as Christus in my is, het ek nie nodig om te vrees nie. Nou ouens, hoor gou mooi. Die Jode, soos ek nou verstaan, en ek weet nie Rian, jy was nou al in Israel, ek hoor, ek ken nou nie persoonlik Jode nie, maar ek het dit nou al baie uit verskillende monde die storie gehoor. Dat vandag nog, as dit by die tyd, ek weet nie of dit 'n Shabbat of 'n Pasga is nie, vat die Jode 'n stukkie brood, dan steek hulle dit weg. Ek weet nie of jy al gehoor het van dit nie. En as hulle dit nou wegstoot, wegsteek, dan sê hulle vir hulle kinders om dit te gaan soek. Nou wie van u weet wat is daai brood? Jesus. Dan sê hulle hy moet kom, want die Jode glo in 'n Christus moet nog kom, terwyl hy reeds gekom het, en dan soek hulle, en as hierdie ouetjie nou die brood gekry het, dan het hy nou die brood, wat 'n simboliek is van God se brood, wat uit die hemel neer, die manna, wat uit die hemel, en dit is Jesus, stem jy saam, Johannes 6, sê Jesus, ek is die brood van die lewe, wat uit die hemel uit neergedaal het. Het Jesus gekom of kom hy nog? Help gou, klink bietjie meer oortuigend. Hy het reeds gekom. Nou ouens, net so sê Kolossense 2, hier staan dit in vers hoeveel? Is dit vers 16? Daar sê, ja, dankie, yes, laat niemand, wat beteken niemand? Dit is redelik omvattend, nee. Laat niemand julle dan oordeel in spys, of drank, of met betrekking tot 'n fees, of 'n nuwe maan, 'n blood moon, of 'n Sabbat, of al daai goedes wat 'n skaduwee is. Dit was skaduwees
van die een wat sou kom. En dan sê hy so, hy sê dit in vers 23 sê dis 'n skyn. Nou ouens, net soos die Jode vandag nog die Christus of vandag die Christus nog verwag wat reeds gekom het. Stem jy saam tot daar met my? Net so verwag baie Christene vandag nog feeste wat reeds in Christus vervul is om nog plaas te vind. Ouens, daar's nie een fees wat nog moet vervul word nie. Almal Kaufela het in Christus sy vervulling. En op my notas het gestaan, hier gaan hy opstaan en aan Jesus 'n handeklap gee. Halleluja. Nou sê hy, laat niemand jou prys beroof nie. Niemand jou oordeel in dit. Hoekom doen jy nie dit nie? Hoekom doen jy nie dat nie? Ouens, die Amplified sê, laat niemand jou skeieregter wees en sê, jy gaan nie gekwalifiseerd wees omdat jy dit en dat nie doen nie. Halleluja, maar nou ouens, want Hebreërs 12 vers 28 sê vir ons, die koninkryk wat in ons is 'n onskikbare koninkryk. Halleluja. Nou goed, kom ons begin vandag se boodskap. Is jy nou gereed? Lek jou vinger en blaai na Efesiërs 3 toe. Nou ouens, my vraag vandag is, hoekom wil die duiwel die kinders weghou, of die kinders van die Here weghou van solid teaching? So dis my vraag. Ek gaan kort wees in dit, maar baie lank wees. Maar ek wil nou 'n powerful ding drop. Is julle gereed vir dit? Of wil julle huis toe gaan? Help my gou Mila, want jy het my laasweek staande gehou. Okay, dankie. My vraag is, hoekom wil die duiwel kinders van die Here weghou van solid teaching uit die woord uit? Kom ons lees gou almal daarso sê. Okay, my vraag is, ons praat gou 'n bietjie oor die ware doel van die kerk. Het jy geweet, Jesus het gesê, you are a city on the hill? Is dit so? Het Jesus dit gesê, ons is die stad op die berg? Het Jesus gesê, ons is die sout? Wat is sout se rol? Smaak, maar wat is eintlik sout se rol? Preservering. Ons, as hy sê sout, moes jy sout iets in. Jy lê iets in, beteken jy preserveer hom om nie vrot te word nie. Ons is die sout van die aarde. Goed. My vraag is, hoekom wil die duiwel mense weghou van solid teaching af? Vers 10 sê, en ek gaan nou, julle kan nou by die huis daai lang sinne van Paulus lees, maar hoor gou net hierso, hy sê, sodat nou, wat staan daar? In my Bybel is dit weer met 'n rooi geonderstreep, nou, timing, nou. Ons het nou in Kolossense gelees in rooi pen, hy is geopenbaar, dis timing, is, nou. Julle ken van die ou wat vir die meisie tjaaf, en hy gaan al hoe nader, en hy sit sy hand so op haar been, en sy sê vir hom, nou, en hy vra, is jy Afrikaans of Engels? Goed, want dit kan noodlottig, dit is baie bepalend, maar nou in Afrikaans, nou, Jason, nee, na die trou, nou, nie na die troue nie, nou, goed, ek geniet vanoggend myself, maar goed, wanneer ouens? Sodat nou, jy het een ek dog, nee man, dis nou na die verdrukking en allerhande klomp snert. Goed, sodat nou, deur die wat agterbly, sodat nou deur wie, wat staan daar? Deur die gemeente aan die owerhede van die duisternis en die magte in die hemele, die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word. Ouens, as die kerk nie meer daar is nie, deur wie gaan dit gebeur? Ek vra weer, as die kerk nie meer daar is nie, deur wie gaan dit gebeur, ouens? Sodat nou in hierdie tyd, in hierdie fase waar ons nou is, het God bepaal, 1 vers 23, en Marley het dit gister, 1 vers 23 sê, vers 22 sê, hy, Jesus het alle dinge onder sy voete onderwerp, en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, en nou gee hy 'n beskrywing van die gemeente. Hoor mooi, hy sê vers 23, hy sê wat sy liggaam is,
Hoor nou, wat is sy liggaam? Hy sê, die volheid van hom, wat alles in almal vervul. Die liggaam is die volheid van God. Sê vir die een langs jou, sê, die liggaam is die volheid van God. Nou ouens, as die liggaam weggeneem word, weet jy wat is die Griekse woord, het jy dit daar, die Griekse woord vir die woord liggaam, die woord volheid, is die Griekse woord pleroma. En hierdie woord pleroma beteken, kom ek sê dit in my Bybel geskryf, the complete manifestation of God himself on earth. The complete manifestation, die pleroma van God. Ons is die pleroma van God, die volheid van God. Ouens, as u die volheid van God is, wat sê the complete manifestation of God himself on the earth. Ouens, dan wil ek vandag die volgende sê. Daarom, wat ek sê, nou deur die gemeente, dat ek 'n bietjie deur mekaar gepraat. Die ware doel van die kerk is nou deur die gemeente, en u kan daai skrifte alles loop lees. Sodat nou deur die gemeente die heerlikheid van God geopenbaar word. Romeine 8 vers 19 sê die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaring van die seuns, the young men wat oorwin het, vir die openbaring van die seuns van God. Ouens, daarom hoor nou mooi, laat die vyand die kerk dink, laat ons wegvlug. Ouens, is dit 'n harde woord vir oggend, maar moenie bly by die begin van die prediking nie, ouens. Laat ons groei, waarna groei ons in die besef, wat is God se blou druk? Nou vaders, wat doen vaders? Wat sê 1 Johannes 2 vers 14 wat ek het, en vers 12 tot 14 wat ek nou net gelees het. Vaders leef God se bloudruk op die aarde. En as hulle God se bloudruk verstaan, hoe kan hulle onlogiese goeters glo? Nou, kom ek doen dit, maar my lief, wil jy nie gou vir my net die bakkie se sleutels bring asseblief? Ons het met die kar gery vanoggend toe, maar nee, maar dit gaan nie werk nie. Maar my bakkie het 'n mooi sleedelouer waarop staan Irina. En ek wil vandag die ding sê, as u vir my een skrif, maar nou, ek smile nou maar, ek is ernstig. As u vir my een, nie 2 of 3 nie, net een skrif kan bring wat sê daar's 'n wegraping, dan gee ek my bakkie vir jou. Met 'n vol tank diesel. Ek sal net die sleedelouer wil afval asseblief. Maar daai skrif moet nie nonsens wees nie, dit moet binne in konteks wees. Is daar iemand wat Woensdag 'n gap wil kom vat of Dinsdag aan? Hy soek nie 'n fort. Okay. Nee, ek het nou die dag gesien, die Here kry toe nou die skuld, want iemand sê nee, maar die bruidegom is nou net laat. Ouens, dis laster. Ouens, kom Dinsdag aand, dan sal u glo dat dit, kom Dinsdag aand. Maar ouens, ek sluit af. Blaai gou saam met my na Psalm 149 toe. Die kerk is die bruid van Christus. En daar's 'n reeks boodskappe. Johan, ek het nie vergeet nie, ek het nog nie daarby uitgekom nie. Wie van julle onthou, en dat lang terug, nie van julle wat dit kan onthou, ek dink Gert, jy sal dit onthou, het ek 'n reeks boodskappe gebring oor die boek Hooglied. En 'n ding geskryf oor Hooglied. Nou hoor gou mooi, luister nou en drink dit nou net in as jy wil. Om nou 'n lang storie kort te maak, en ek bid dat u hoendervel kry soos koeispene nou. Goed, hoor gou mooi. Die boek Hooglied begin, en daar is 'n vrou, 'n fall girl. En hierdie vrou in haar eie oë is nie mooi van aansien nie, want sy's ge-abused deur haar broers en deur haar mense en alles, en sy het geen hoop gehad nie, en al agtergrond wat sy ken is abuse en geweld.
En toe kom hierdie ryk koning, naamlik Salomo. It's beautiful. En Salomo is 'n tipe van Jesus en daai girl is 'n tipe van die kerk, ons, daai ou valdogtertjie wat ge-abuse is, wat deur die hel van die lewe gegaan het ensovoorts. En sy kan dit nie glo dat hierdie ou wat so ryk is, ek meen hy het miljoene om van te kies, dat hy alles versaak en hy kies haar. Wat sien jy in my? En dan begin hy en dan word die boek Hooglied heeltyd gepraat van die dans van Mahanaim. Nou dit is 'n oorlogsdans en hierdie girl sê ek kan nie saam met jou dans nie. Kyk hoe lyk ek. Ek is vaal, ek is dit en ek is dat. En so begin hy met haar te dans deur die strate van haar lewe. En hy dans terug in haar geskiedenis in en al hoe meer en dan sê hy vir hom iets too hard to handle en dan word sy gesond en dan sê sy okay, kom ons dans verder. En dan dans sy verder met haar en dan sê sy wow, hierdie is bietjie close to home en dan word sy gesond en dan dans hulle verder en so gaan dit verder en verder en verder. En dan gaan dit so ver terug ouens tot in haar ouers se kombuis. Dit staan so. En in haar ouers se kombuis beteken rolmodelle. En hierdie meisie het nie goeie huiservarings gehad nie, want haar rolmodelle was nie positief gewees nie. En dan sê sy vir hom, ek kan dit nie handle nie, maar hy sit by haar en hy dans so al om haar kombuis, haar ouers se kombuistafel tot sy gesond is. En dan dans hy verder met haar, wow, nog verder, hy dans so ver met haar terug, tot in haar ouers se slaapkamer. Beteken, so ver dans sy met haar terug, tot waar sy verwek was. En dan, sê Hooglied 6, is mooi, skies vir dit, maar is lekker. Dis net hier waar ek dit kan doen, so is, goed, daai skrif Hooglied 6 vers, het jy hom daar? Of het ek hom net bygeskryf, sorry, hy is nie daarop nie, skies, ek het hom na die tyd bygeskryf, Hooglied 6 vers 9 en 10, wat hy skies, maar, Hooglied 6 vers 9 en 10 sê, wie is dit, wat daar uitkom, en is nie Jesus nie, wie dink jy is daai dit wat daar uitkom, of wie is sy wat daar uitkom? Dan sê daai girl wat uitkom uit die huis uit. Hy sê magtig, geweldig, soos die Engels sê soos of die Afrikaans sê soos 'n slaghorde met vaandels. Dan kom sy hierdie warrior vrou. Ek dink dan is hierdie girl wat so niks was nie, dan kom sy uit daai huis uit en dan hak sy by haar beminde in en sê kom ons gaan fight. Kom ons gaan vir die end time battle. Ons oorwin. As u nie nou hoendervleis kry nie. And he's fire in his eyes. And we say, yes Lord, we will ride with you. En dan sluit daai boek af. Dan sê daai vrou vir Jesus. Sy sê vir hom, Here, many waters could not quench your love for me. 'n see, my vuur, 'n see van waters kon nie die vuur van God se liefde vir my gedemp het nie. Wat het u in my gesien? Laat God net toe om met jou te dans en te dans en te dans terug in die strate van jou lewe. Want ouens, as jy God toelaat om te dans met jou, sal jy nie in al die goed glo wat sê ons gaan dit nie maak nie. Ons moet wegvlug nie. Ons gaan eerder sê, Here, berei u kerk voor, the pleroma of God, laat ons hier kan uitkom uit die huis uit en sê, Here, let's go for it. Let us, wie is sy wat daar uitkom, geweldig, soos 'n slaghordes met vaandels, naamlik die bruid. Nou hoor nou Psalm 149, ek lees gou, en ek weet, ek is nou lank, maar ek gaan nou eers begin. Goed, halleluja, sing tot eer van die Here 'n nuwe lied, sy lof in die vergadering van sy gunsgenote. Wow, gunsgenote. Laat Israel hom verheug in sy maker, laat die kinders van Sion juig oor hulle koning, laat hulle sy naam in loof in koordans, hy hom psalm sing met tamboerijn en siter. Hoekom? Want die Here het 'n welbehae. Het hy in sy seun 'n welbehae? Dit is my seun en dankie Tannie. Het hy in sy seun se vrou 'n welbehae? Amen. Het pa in sy dogter se man 'n welbehae?
Yes. Amen. Goed, nou ouens, want die Here het 'n welbehae in sy volk. Hy versier die ootmoediges. Hy ootmoediges is nederiges met heil, verlossing. Laat die gunsgenote juig in heerlikheid. Laat hulle jubel op hulle beddene. Nou, vers 6, lofverheffinge. Die Engels sê high praises. Wat beteken province? Onthou jy vir province? Die storie van Leon Schuster? Goed, nee. Dit is yes. Dit is lofverheffing, it is high praises. Die engel, daar was 'n liedjie gewees, onthou jy? Oh, with the high praises of God in their mouths and the two-edged sword in their hand. Wie van julle onthou daai ou liedjie? We will march right into the victory side, right into Canaan's land. Nog van ons kinderjare, goed. Nie kinderjare, nie skinderjare nie, goed. Hy sê, lofverheffinge van God is in hulle keel en 'n tweesnydende swaard, natuurlik die woord, in hulle hand. Hoekom? Om wraak te oefen onder die heidene, strafgerigte onder die volke. Etienne, ek dog dan ons is nie meer hier nie. Om hulle konings, met ander woorde die duiwelse konings, met kettinge te bind en hulle edeles met ysterboeye. Om 'n vonnis wat opgeskrywe is. Wanneer is daai vonnis opgeskrywe? Aan die kruis. Hy gaan nie nog opgeskryf word nie. Halleluja. Wat opgeskrywe is aan hulle te voltrek. En nou, voor ons huis toe gaan. Luister gou mooi. Die Afrikaans sê, 'n eer is dit vir al sy gunsgenote. Halleluja. Met ander woorde, Jesus het dit gedoen en hy sê vir sy bruid, finish it. Lees gou wat sê die Passion vertaling. Okay, die vorige, wat is die vorige? Okay, dis die King James, wat julle weet, wat een van die mees korrekste uit die oorspronklike teks is. Hy sê, praise-filled warriors, maar baie mense vandag is, hulle worry net, hulle is nie warriors nie, hulle is warriors. Praise-filled warriors will enforce the judgment doom decreed, met ander woorde verlede tyd, against their enemies. Hoor nou in geel. Dis eintlik in goud. This is the glorious honor he gives to all his godly lovers. Hallelujah, praise the Lord. To some of his lovers. To all. Ek dog is net vir pastore en dominees wat die duiwel kan bestraf en wat in oorwinning kan leef en nie meer by die begin van die prediking is nie. Hoor wat sê die Passion? To execute upon them judgment written. This honor, dubbelpunt, en dit staan so, this honor have all his saints. Praise ye the Lord. Dit is jou eer om in hierdie eindtyd te leef, om in hierdie tyd te leef. Dis nie 'n vloek nie, ouens. Dis jou eer. Wat is jou eer? Om dit wat Jesus gedoen het aan die kruis te leef en dit te voltrek, of dit uit te voer wat reeds voltrek is aan die vyand. Ouens, moenie bly by die begin van die prediking nie, maar groei. Amen, dankie Pieter, wat jy vanoggend vir ons gesê het, is lees net jou Bybel, ek het dit geskryf, dit is die kerk se eer en mandaat om die heerlikheid van God bekend te maak. As die kerk nie hier is nie, hoe gaan dit gebeur? En nou moet ek stop anders, want hier is nog baie skrifte. Goed, ek stop hierso. Ouens, dit is ons eer om dit te kan doen. Is dit goeie nuus of is dit nou bad news, ouens? Nou ek het 'n gebed hier geskryf, straightforward net. Mag daar 'n stir, 'n roering in ons, of kom in ons, om te groei en die heerlikheid van Christus in my te ken en onskitbaar te wees, soos Christus in my onskitbaar is. Dit wat vir eeue verborge was, maar nou geopenbaar is, Christ in me, the hope of glory.
Ja. Hy sê die volheid van die Godheid woon liggaamlik binne in ons. Die volheid van die Godheid woon liggaamlik binne in ons. Ou, Tannie, Ek wil net 'n skrif gee wat ek moet 'n veer gekry o, vir haar Tia. Kom uit Openbaring 11 uit. Die 7de bassein en die 7de engel het geblaas en daar was groot stemme in die hemel wat sê: die koninkryke van die wêreld het die eiendom van ons Here geword en van sy Christus en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. Tannie het nou nie geweet, maar dit is nou Dinsdag aand se skrif. So, halleluja, dis die 7de bassein. Goed, halleluja, amen. Gaan ons net gou bid. Wie gaan ons lei in 'n gebed? Andrei, kom bid sommer vir ons. Een van daai mooi gebede van jou. Maar bid dit vir ons, ouens. Wil jy nie sommer, gaan ons nie sommer hande vat en staan? Ons het vanoggend gesing, Make Us One. So kom ons staan en bid ons hierdie gebed vanoggend. Dit wat in jou hart is. Amen. Halleluja. Vader, die woord sê dat u las is lig en die juk is sag. Maar so baie keer maak ons dit so moeilik en ons maak dit so ingewikkeld en net omdat ons eie sienings wil afdring. Soos Pieter gesê het, Here, rig en lei ons, o Heilige Gees, dat ons u woord sal leer, dat ons 'n behoefte sal kry om u woord al meer en meer te lees. Here, en ek bid dat elkeen van ons wat hier is, die Heilige Gees in sy lewe so tasbaar sal ervaar, meer tasbaar as wat die mense langs ons in ons huis is. My gebed is, Here, dat die Heilige Gees vir ons hierdie goed sal oopbreek, want u het vir ons die verstand gegee, soos ons gehoor het. En dit is my hart dat elkeen van ons vaste spys sal kan gebruik. Here, tot eer en verheerliking van u naam. Dat ons nie hierdie evangelie, hierdie goeie nuus net vir onsself sal hou nie, maar dat ons dit sal uitdra, soos ons gesien het, 'n wêreld daar buite wat dit baie, baie nodig het. Dankie, Here, dat ons u saam kan aanbid as 'n familie en dankie dat ons weet dat ons almal hier teenwoordig lief is vir u. En ons loof en ons prys u daarvoor. Amen. Dankie jou, Andrei.